Matteus 6 vanaf vers 25 tot 34. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam oor wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Hulle saai nie en hulle oes nie en hulle maak nie 'n skure bymekaar nie. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is julle nie baie meer werd as hulle nie? Trouwens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? En wat bekommer julle oor klere? Let op hoe groei die veldlelies. Hulle soeg nie en hulle maak nie klere nie. Maar ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy pragt was nie geklee soos een van hulle nie. As God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle kleingelowiges? Julle moet julle dus nie bekommer en vra, wat moet ons eet nie? En wat moet ons drink, of wat moet ons aantrek nie? Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. Nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Moet julle dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Ons teksvers is die eerste vers wat ons gelees het, naamlik vers 25. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Is die klere nie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Geliefde broer en suster, wat sien jy as jy na jou lewe kyk? Sien jy mense wat krities na jou kyk en met die vinger vir jou wys? Of sien jy mense wat grenslagend agter die hand lag as hulle oor jou praat? Miskien sien jy finansiële ondergang, werkloosheid, swaar kry, siekte, of selfs die dood. Dalk sien jy leë rakke in jou kombuis of in jou yskas, of verslete klere in jou klerekas. Of dalk sien jy mislukking in die skool, of op universiteit. Miskien bekommer jy jou oor wat sal gebeur wanneer jy doodgaan. U sien hierdie geleesde gedeelte, Matteus 6 van 25 tot 34, is 'n skrifgedeelte vir ons almal. Jesus waarsku ons teen bekommernis. Nee, hy waarsku ons nie, hy beveel ons om ons nie te bekommer nie. Hy gebruik die woord bekommer of bekommernis 6 keer in hierdie kort skrifgedeelte. Die getal 6 in die Bybel is altyd die mensgetal. Byvoorbeeld, God het die mens op die 6de dag van die skepping geskape. Maar die mens het in sonde geval toe hy God se gebod om nie van die boom van alle kennis te eet verontagsaam het. Vrees was die heel eerste emosie van Adam en Eva, net nadat hulle gesondig het.
Hulle het bang geword, want hulle was kaal. Hulle het vir God weggekruip. Vrees en bekommernis gaan mos hand aan hand. Dis asof hulle tweelingbroers is. Niemand het sedert die skepping ooit vrees ontsnap nie. Ons skrifgedeelte begin met die woorde, daarom sê ek vir julle. Daarom sê ek vir julle. Waarom? Vir watter rede? 'n Mens kan so maklik oor 'n klein ou woordjie soos daarom in die Bybel lees, sonder om werklik te besef wat die Heilige Gees vir ons daardeur wil sê. Maar die Heilige Gees het vir Matteus geïnspireer om die presiese woorde van die Here Jesus neer te skrywe. En die presiese woorde van die Here Jesus was, hy het begin om hulle te leer deur te sê, daarom sê ek vir julle. Dus ons moet baie goed ons ore spits wanneer ons na die Here Jesus se eie woorde luister, want dit is die woord van die Seun van God. In die voorafgaande gedeelte, wat ons nou nie vanoggend gelees het, die verse 19 tot 24, ons het ons van 25 afgelees, maar in daardie voorafgaande verse, het die Here Jesus met sy disippels gepraat, oor skatte in die hemel, en dat hulle skatte in die hemel moet bymekaar maak, en nie op die aarde nie, maar in die hemel, daar waar God is. Die ooreenstemmende gedeelte in die boek van Lukas, naamlik Lukas 12, volg onmiddellik nadat Jesus die gelykenis van die ryk dwaas vertel het. Dit was 'n man wat besluit het om nuwe skure op te rig, om die surplus koring wat hy gehad het, daarin te kan opberg, en sy motivering was, dat hy dan sal kan ophou werk, en dat hy dan sal kan eet en drink en lekker lewe. Maar in die gelykenis sê Jesus, dat God het vir daardie ryk man gesê, jou dwaas! Want jy maak vir jou skatte op die aarde bymekaar, en jy is nie ryk by God nie. Dis 'n grove sonde, my broer, my suster, om jou oor aardse dinge te bekommer, want daardeur wys jy jou wantroue in God Almagtig. Jesus het gesê, dis alles dinge waaroor die ongelowiges begaan is. Bekommernis trek jou aandag en jou hart af. Dit is waarom Jesus in Matteus 6 vers 21 gesê het, waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. Dit is juist die rede om jou nie te bekommer nie. In vers 25 het Jesus gesê, daarom sê ek vir julle. Daarom, omdat as jy nie 'n skat in die hemel het nie, dan is jy nie ryk by God nie. Daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer nie. Moet julle nie bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet of drink nie, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. Jesus het op 'n maklik verstaanbare manier met sy disippels gepraat. Hy praat ook vandag met ons in maklik verstaanbare taal. Hy het van alledaagse voorbeelde gebruik gemaak. Hy praat van kos en drinkgoed en klere. Hy praat van voëls, hy vergelyk hulle lewens met voëls en met blomme en met gras. En dan sê hy, ons hemelse Vader sorg vir die voëls en hy laat die blomme groei. Dis hy. In al hulle pragt. U moet oplet dat Jesus 3 keer hierso in hierdie teksgedeelte sê, moet julle nie bekommer nie.
U kan gerus kyk na ons teksvers, vers 25, maar ook vers 31 en dan vers 34. Moet julle nie bekommer nie. U weet, as Jesus dit net een keer genoem het, dan moet ons al luister. Maar nou sê hy dit 3 keer. Moet julle nie bekommer nie. En as hy dit 3 keer sê, dan moet ons regtig gaan regop staan. Dan moet ons ore spits. Want dit beteken dat Jesus is baie ernstig. Hy doen dit juis omdat bekommernis so 'n gruwelike sonde is. Daarom moet ons dit ter harte neem. Daarom moet ons daarna luister. Dit wys dat jou hart en jou skatte hier op aarde is. In plaas van in die hemel, daar waar God is. Jou skat moet in die hemel wees, want dan sal jou hart ook daar wees, het Jesus gesê. Jesus wil nie hê dat ons moet bekommer nie. Dit beroof ons van geluk en plesier. Dit trek ons verstand en ons hart af na die modder van hierdie wêreld, die gemors van hierdie wêreld, weg van God af. Dan kan ons mos nie ons lewens geniet nie. Dan kan ons mos nie ons gesinne, ons familie geniet nie. Nog erger, dan kan ons nie die genadegawe wat God uit die hemel vir ons gee, al daardie genadegawes, kan ons dan nie geniet nie. Hy gee dit, maar ons kan dit nie geniet nie, want ons bekommer ons. Kom ons oorweeg Jesus se lesse vir 'n kommerlose lewe. Eerstens, kyk rondom jou, is wat die Here Jesus sê. Kyk rondom jou. Hy sê, daarom sê ek vir julle, moet julle nie bekommer nie, vers 25. Hou op om oor jou voortbestaan jou te bekommer. Stoot daardie angs wat jy dalk in jou hart voel, stoot dit weg van jou af. Die 1933-53 vertaling van die Bybel sê, moenie julle kwel nie. Jy kan oor die lewe dink, maar jy moet nie met daardie angs, daardie beklemming in jou hart, oor die lewe dink en oor die toekoms dink nie. Jy moet nie jouself daarmee pla en pynig nie. Jesus het in vers 25 ons teksvers gevra, is die lewe nie belangriker as kos en die liggaam belangriker as die lewe nie, as klere nie? Dis 'n kragtige vraag, my broer, my suster. 'n Kragtige vraag. God het immers vir ons die liggaam en die lewe in die eerste plek gegee. Natuurlik sal hy dan vir ons seën met die gawes van kos en klere om ons voortbestaan te verseker. Hy het dit dan vir ons gegee. Hy gee nie net lewe en 'n liggaam verniet nie. Hy gee dit sodat ons kan lewe, dat ons voor hom kan lewe. Het God nie in die verlede kos en klere voorsien nie? Hoeveel keer het jy al sonder kos gaan slaap? Hoeveel keer was jy al sonder klere? Het God jou nie beskerm en onderhou en versorg nie? Kyk rondom jou, kyk na die voëls. Jou hemelse Vader sorg vir hulle, al saai hulle nie en al oes hulle nie. Hulle maak nie kos in skure bymekaar nie. Hulle dink nie oor hulle toekoms nie. Hulle maak nie planne vir hulle aftrede nie. Hulle lewe vir vandag. Maar tog sorg ons hemelse Vader vir hulle. Jesus het gesê, vra, is julle nie baie meer werd as die wilde voëls nie?
Natuurlik is ons. Ons is deur die genade, die verlostes van die hemel, en daarom is ons baie meer werd as die voëls van die hemel. Ons, die verlostes van die hemel, sal ver hoër swewe as die voëls van die hemel, want Jesus Christus het ons losgekoop van die Satan. Ons behoort aan Jesus Christus, en hy het dit gedoen om ons tot hom in die hemel te neem. Ons is die verlostes van die hemel. Kyk rondom jou na die blomme. Hulle maak nie self hulle kroonblare nie. Hulle swoeg nie. Hulle doen geen werk nie. Maar God laat hulle elke jaar pragtig groei. En Jesus het gesê, hulle is beter geklee as koning Salomo in al sy pragt en heerlikheid en praal. Kyk rondom jou na die gras. Vandag is dit nog daar en môre word dit in die vuur gegooi. Maar God versier die gras van die veld. En hier vra die Here Jesus weer 'n keer, hoeveel te meer sal God dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowiges? Julle is tog baie belangriker as voëls en blomme en gras. Julle, en dit sê ek vir u, julle is die voorwerp van God se liefde. Hy het sy seun na hierdie aarde gestuur, nie om gras en blomme en voëls te kom red nie. Jesus Christus het na die aarde gekom om vir jou en vir my te kom red, om vir ons salig te maak, om ons by hom te neem, vir ewig in die hemel. Julle is die voorwerp van God se liefde en sy aandag en sy sorg. Moenie jou bekommer oor hoe lank jy sal lewe nie. Jy kan dit nie langer maak nie, jy kan dit nie korter maak deur jou te bekommer nie. Jesus vra, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met 1 enkele uur verleng? Met 1 enkele uur. Onder leiding van die Heilige Gees het die psalmdigter koning Dawid in Psalm 31 vers 16 geskryf, my tye is in u hand. Maar tweedens, kom ons kyk na vandag. Dis wat die Here ook vir ons leer. Kyk na vandag. Jesus sê in vers 34, moet julle nie, dus nie oor môre bekommer nie, want môre bring sy eie bekommernis. Elke dag bring genoeg moeilikheid van sy eie. Kommer oor môre maak jou nie sterker vir môre nie. Dit dreineer jou krag vir vandag. Vandag is hard genoeg. Hoekom wil jy jou lewe vir vandag nog harder maak? Kommer los nie jou probleme op nie. Dit vererger eerder jou probleme. Moenie jou kwel oor wat volgende week of volgende maand of volgende jaar moontlik kan gebeur en dalk glad nie eers gebeur nie. Moet jou nie bekommer oor hoe jy gaan lewe wanneer jy oud geword het, of wanneer jy siek word, of wanneer jy swak word nie. Dit beteken nie dat jy nie vooruit mag dink nie. Natuurlik mag jy vooruit dink. Maar dit beteken wel dat jy nie met angs in jou hart, met daardie beklemming in jou hart, oor jou toekoms moet dink nie. Jy moet nie slapelose nagte daaroor hê nie. Jy moet nie jouself pla en pynig met bekommernisse nie. Dit gaan niks beter maak nie. Jy kan vandag veilig voel. Kyk na vandag. Vandag kan jy reeds veilig voel, want jy weet, God sal môre en volgende week en volgende maand en volgende jaar nog steeds lewe, want hy is die ewige God. Hy lewe vir ewig.
En hy sal dan ook vir jou sorg, soos wat hy vandag vir jou sorg. Al wat jy moet doen is, vertrou op hom. Kom ons kyk derdens, kyk bo jou. Jesus sê in Matteus 6 vers 32, julle hemelse Vader weet tog, dat julle dit alles nodig het. My broer, my suster, put vrede, put troos uit hierdie woorde van die Here Jesus. Ons hemelse Vader weet wat ons nodig het. Dink 'n bietjie mooi daaroor. Hy weet wat ons nodig het. Niks kan hom onverhoeds betrap nie. Hy weet hierdie dinge wat ons nodig het. Hy het dit geweet nog voordat ons daaroor ons kon bekommer. Toe het hy dit al geweet. Jy moet daarop let dat die Here Jesus vir God hulle hemelse Vader, ons hemelse Vader noem. 'n Goeie pa sorg vir sy gesin, hy sorg vir sy vrou en kinders. Ons het meer net as 'n aardse Vader. Ons het 'n hemelse Vader wat weet wat ons nodig het, nog voordat ons daarvoor vra. En natuurlik sal hy vir ons sorg. Weet jy hoekom? Want hy is lief vir ons. Hoekom is hy lief vir ons? Omdat die Here Jesus ons losgekoop het van Satan. Ons behoort nou aan Christus, en Christus is die seun van God. Hy is die oogappel van God. Daarom is God die hemelse Vader vir ons lief. Hy is vir ons lief ter wille van sy seun Jesus Christus. Hy het ons tog losgekoop met sy dierbare bloed. Terwyl jy jou kwel, werk God. Hy sluimer nie, en hy slaap nooit nie. Lees ons in Psalm 121 vers 4. Hy ken jou nood, en hy voorsien daarin. Moenie soos die ongelowiges, die mense daar buite, wat niks met God te doen wil hê nie, moet nie soos hulle kwellinge najag nie. Wees eerder 'n gelowige getuie vir God. Wees self 'n getuie in hierdie wêreld. Laat die mense sien dat jy in God glo en dat jy op God vertrou. Laat die mense sien jy kyk na bo. Laat mense sien jy verwag jou hulp van bo. Jy verwag jou hulp van jou hemelse Vader. Selfs al lyk dit vir jou so mistroostig en so jammerlik, wys die wêreld as 'n gelowige getuie, jy verwag jou hulp van jou hemelse Papa, jou Abba, jou Vader. Kyk bo jou. Jesus sê in vers 33, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Soek eers die koninkryk van God. Kyk bo jou. En dan sê saam met die psalmdigter in Psalm 121 vers 1 tot 2, ek slaan my oë op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? Die psalmdigter weet die berge gaan hom nie help nie. Hy kyk na die berge, maar hy besef die berge is nie sy hulp nie. Want hy gaan voort, hy sê, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Die 1933-53 vertaling van die Bybel skryf die naam Here al 4 letters in hoofletters. H-E-R-N-E, Here. Die nuwe vertaling doen dit nie meer nie. Maar die ou vertaling is die meer korrekte een. Die vertaling sê, ek verwag my hulp van die Here. En daardie naam Here is die Hebreëse naam Jahweh. En Jahweh
beteken ek is wat ek is. Dit is die manier waarop God hom aan Moses daar in die woestyn, in die brandende braambos geopenbaar het. Ek is wat ek is. Hy is die getroue, die ewige, die almagtige, die onwankelbare God, wat die hemel en die aarde gemaak het, in die eerste plek. En die psalmdigter in Psalm 121 sê, dit is hierdie Here met hoofletters, dit is hierdie ek is, wat ek is, van wie ek my hulp verwag. As jy bo na God kyk, sal hy al hierdie aardse lewensmiddele ook vir jou bygee, sê die Here Jesus. Jy weet, dit beteken, dit is eintlik 'n bonus. Ons kry 'n bonus as ons van God ons hulp verwag. Hy sal vir ons al hierdie dinge ook gee. Nou moet jy mooi begryp waarna verwys die Here, waar hy praat van die koninkryk van God. Die koninkryk van God verwys na God se heerskappy as koning in jou lewe. En in my lewe. Is hy die koning in jou lewe? Om jou vir die koninkryk van God te beywer, soos wat Jesus hier gesê het, beteken om God se heerskappy oor jou doen en late te soek, iets aktief te gaan doen. Jy weet, toe die mens in sonde geval het beteken dat al het God koning gebly, die mensdom hom nie meer as koning erken het nie. Hulle wil niks meer met hom te doen gehad het nie. Hulle het gesê, ons sal wel self vir ons sorg. Jesus Christus het hierdie koninkryk van God baie keer verkondig. So ook sy voorloper, Johannes die Doper. Hy het telkens vir die Jode gesê, die koninkryk van God het naby gekom. Jesus het gesê, die koninkryk van God het naby gekom. Jesus Christus het uiteindelik hierdie koninkryk van God weer herstel, weer opgerig, met sy offerhande daar aan die kruis. Wanneer jy die evangelie hoor, die evangelie van die koninkryk van God, en dit is tog wat jy vanoggend hoor, my broer, my suster, wanneer jy die evangelie van die koninkryk van God hoor, en jy gee jou lewe onderdanig aan jou koning Jesus oor, en jy erken dat jy in lewe en in sterwe aan hom behoort, en dat hy jou koning is, weet jy wat gebeur dan? Dan word jy 'n burger van die koninkryk van God. Dan is jy nie meer 'n burger van die koninkryk van die wêreld nie. Dan is jy 'n burger van die koninkryk van God. En dan sê die Bybel, jy en ek sal saam met Christus heers. Ons sal saam met hom regeer. Lees dit maar in Openbaring 20 vers 6. Maar die ongelowiges, die mense wat niks met hom te doen wil hê nie, wat hom nie erken as 'n God nie, wat hom nie erken as die koning nie, hulle sal onder Christus die koning se oordeel kom. Lees dit maar in Openbaring 20 vers 10. Maar Jesus het nie net gesê, beywer julle vir die koninkryk van God nie. Dis nie al wat hy gesê het nie. Hy het ook gesê, beywer julle vir die wil van God. Die 1933-53 vertaling van die Bybel sê, ons moet God se geregtigheid soek. Wat beteken dit alles? Om God se wil of geregtigheid te soek, beteken ons moet voortdurend vra, wat is God se wil in my lewe? Nie wat is my wil nie, wat is God se wil? Wat is sy geregtigheid? Maar dit beteken ook, ons moet gedurig ons vergewing van sondes by hom soek, nie op ons eie probeer staat maak nie. Dit is waarna die Here Jesus verwys. Hy sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en die wil van God. Die wil van God in jou lewe. Ons moet God se liefde vir ons in Christus soek. Nou dit is iets heel anders
as om bloot te bid, Here, vergewe ons sondes. Dit is woorde wat te maklik kom. Die Here Jesus sê, beywer julle vir die koninkryk van God. Beywer julle vir sy geregtigheid, vir sy wil in jou lewe. Dan kyk ons werklik na bo waar God is. En dan sal ons ook tegelykertyd minder tyd hê om ons te bekommer oor dinge waaroor ons nie moet bekommer nie, want dan is ons aktief besig om God se wil te soek. Ons beywer ons vir sy geregtigheid. Jy moet daarop let, dat Jesus sê, beywer julle allereers vir die koninkryk van God, en vir die wil van God. Die ou vertaling sê, soek eers die koninkryk van God, en sy geregtigheid. Dit, my broer en suster, moet die prioriteit van ons lewens wees. As jy bekommernis die eerste plek in jou lewe gee, dan gaan jy jouself baie smart en pyn op die hals haal. Jy gaan hartseer wees. Jy gaan spanning ervaar. Want nou is kommer in die voorgrond. Hy is die eerste in jou lewe. Jy gaan pyn en hartseer ervaar. Jy gaan slapelose nagte ervaar. Jy gaan in depressie verval. Maar wanneer jy God se koninkryk en sy wil in die eerste plek stel, weet jy wat gaan dan gebeur? Dan gaan bekommernis vervaag, want dan is God op die voorgrond. Die psalmdigter het in Psalm 91 vers 9 tot 12 geskryf, luister mooi, omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref, en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal die engele jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Hoor u dit, my broer, my suster? Dit is die waarheid, dit is die woord van God. Soek skuilplek by die Here, met 4 hoofletters, die ewige. Ek is wat ek is. Hy regeer oor jou lewe. En vind troos in die gedagte dat jy nie op jou eie is nie. Jy is nie alleen nie. God is by jou. Hy is jou koning, hy is vir jou lief. Jy is die voorwerp van sy liefde om Christus ontwil. Jy is in jou hemelse Vader se hande. Sy liefdevolle hande, omdat Jesus Christus se deurboorde hande aan die kruis dit alles vir jou moontlik gemaak het. Daarom moet julle nie bekommer nie. Amen.